morning en kyk nou net hoe staan ons sprinkelvars en gereed om jou dag en jou oggend saam met jou te begin. Sprinkelvars sê jy. Sprinkelvars is my nuwe woord vir die dag. Dit is 'n nuwe een. Dis so spiksplinternuut. Nou maar Pieter, dit is waarvoor jy hier is om ons woordeskat so 'n bietjie meer uit te brei. Al is dit met neologismes. Wat 'n woord is daai, neologisme? 'n nuutskepping, 'n neologisme. Jy sien, so vul ons mekaar aan. Dink jy nie ek moet begin met Afrikaanse lesse hier op Goeiemôre? Ek dink asseblief, ek staan eerste in die ry. Goed, nou maar ons sal met die mense in beheer gesels. Nou gewoonlik het Ross vir ons die interessante feite, maar aangesien sy nie vandag hier is nie, my hart is baie seer daaroor, het ek 'n paar feite gaan soek. In 1890 op hierdie dag het Mabel Loomis Todd die eerste bundel van poems by Emily Dickinson gepubliseer en in November 1966 het Buzz Aldrin geskiedenis gemaak met die eerste space selfie Infinity and Beyond. Tydens die Gemini 12 ruimtevlug. Wat 'n selfie is dit nou nie? Ek sou ook so ene wou gehad het. Maar jy gaan vir my nie daar kry nie, ek is heeltemal klaustrofobies. As iemand bereid is om my so intoe te stuur, sal ek bereid is om te gaan. Nee. Dalk is daar iemand wat nou ingeskakel is. Elon Musk, ons weet nie. Ons weet nie. Maar goed, maar voordat jy met jou eie uitstapie na die ruimte of wie weet waar besig raak, het ons natuurlik 'n propvol oggend vir jou beplan. Inderdaad, of soos my kollega sal sê, ja, beslis. Nou ja, ons gesels 'n bietjie later met Ian McDonald wat ons bietjie meer gaan vertel oor die American Academy of Ballet kompetisie. Elizabeth is hier van Everest Advisory vir ons vrae wat sy gaan beantwoord oor aftreebeplanning. Tiaan van der Walt gesels later met Annie oor trampoliensport en ons gaan hoor waar's Wouter Lombard. Waar is hy? Dis 'n goeie vraag. Hy sal seker later hier wees. Ek weet wie wel hier gaan wees is Franja Du Plessis om bietjie meer te gesels oor haar nuwe musiek, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Nou wil ek vir jou weet, watse award shows, jy weet, kyk jy graag? Ek hou nogal van die Grammys, omdat ek baie van musiek hou, so dis nogal iets wat ek, jy weet, waarvoor ek moeite sal doen om vroegoggend op te staan. Ek het lanklaas, moet ek byvoeg, maar ek het al baie vroeg in die oggend opgestaan om dit te kyk. Ek moet nogal sê snaaks genoeg, ek is nogal in die musiek, maar die Grammys slaan my nie so aan soos wat ek hou van die Academy Awards. Dis interessant, ja. So ja, ek weet nie, dalk is ek maar net een van nou ouetjie wat daarvan. Ek dink is omdat ek so my mond hang oop van die musieke en wat die trends is en goed, dan kom ek agter, okay, of ek was nog nooit voor nie, maar ek besluit my nog altyd agter met die musiek. Kyk, in plaaslik is daar ook 'n hele paar, maar dis net te veel om op te neem. Daar is nogal baie en ek is bly dat daar baie is op hierdie stadium. Dis die tendens, dit hou die bedryf gesond en alles. Maar nou ja, terwyl ons opgewonde is oor die Emmys, maak Suid-Afrikaners ook golwe by die jaarlikse Emmys. Kan jy dit glo? Wat het ek gesê, Emmys of Grammys? Jy sien, ons is klaar teen mekaar. Academies. Okay, die Grannies moet nou luister. Pieter Koen, oupa, het hierdie kant gepraat. Dis die Grammys. Trevor Noah en wat het ek nou gesê? Nou na. Ouens, ek is nog nie wakker vanmôre nie. Ek wil net sê vir al ons kykers, vanmôre lyk ek energiek, maar ou Matta, moet ek vir jou koffie reël? Die gas het heeltemal uitgehard. my koelrakheid. Alright, die brilwasem op, die gaan ons. Trevor Noah en Tyla het albei benoemings ontvang vir die 68-jaarlikste Grammy toekennings wat Sondag die 1 Februarie in 2026 by die Crypto.com Arena in Los Angeles plaasvind. Tyla is benoem vir Best African Music Performance vir haar treffer enkelsnit Push to Start en sy staan teen 4 ander kandidate, maar Tyla is geen onbekende in die Grammys wêreld nie. Haar wêreldtreffer Water het in 2024 die eerste toekenning in die kategorie Best African Music Performance verower. Was hy trots op jou Tyla. Trevor Noah is benoem in die kategorie Best Audio Book, Narration en Storytelling Recording vir sy tweede boek, Onto the Uncut Grass. En hy staan teenoor, wat die vrou Kathy Carver of die man Tanya Brown, Jackson Fabre, allerlei sulke vreemde name wat ons nooit wil uitspreek hierson nie, want ek is gewoond aan Koos, Jakkals en Willem. Hy staan ook natuurlik, ek moet daarop vir jou sê, hy staan ook teenoor die Dalai Lama. Trevor is al verskeie kere voorheen ook benoem. Geskiedenis gemaak as die eerste komediant wat 5 jaar in 'n ry
die Grammys aangebied het. Kan jy dit glo? Ek moet nogal sê, dit is 'n lekker een vir 'n Suid-Afrikaner. Dit is. En toe ek net daar was, toe kom ek agter, ek weet nie of ek so lekker in die Engels sal dink. Kyk hoe struikel ek in die Afrikaans so vroeg in die ore. Maar nee, ja, ander groot benoemdes, man, daar is, noem hulle. Dis belangrik. Hierdie is belangrik. Lady Gaga het ook die lys gehaal met Abracadabra. Is dit nie 'n ou liedjie vanaand nie? Weet jy nie? Dis op haar nuutste album. Genien. Ja. As jy agter is, ek hou eerder maar by die Academy Awards. Man, ja, ek wil net weet, gaan jy hulle ondersteun? Gaan jy vroeg opstaan? Aangesien Lady Gaga daar is, dink ek sal ek. Maar jy Dis mos sal 'n groot daar aanhanger. Ja, Okay. ja. Nee, maar Maar nou, Pieter, Dit was my cadenza. baie dankie. Skryf jy ook nou vir ons 'n treffer, 'n volgende treffer dat jy ook nou daar kan Ek sien uit na die Grammys. Nou ons almal weet dat jy die amptelike Silver Fox in die ateljee is. Oh. Maar ek wil net vra, hoe het jy gevoel toe die eerste paar grys haartjies oorwys? Bekommerd, maar ek nie bekommerd nie. Ek dink dit was eintlik maar net 'n teken van alright, you have to live with it. Dit is nou maar daardie tyd en 'n ou moet dankbaar wees dat jy daarom 'n ou grys haartjie het. Daar's party van my vriende wat geen haar het nie, so ek vat maar 'n ou grys haartjie. Ja, dankbaar. Dis die wysheid. Dit is die wysheid. Ek dink dit is 'n baie goeie manier om daarna te kyk, maar ek het 'n interessante storie. Want grys haar inspuitings, 'n omstrede behandeling wat grys hare glo kan takel, het onlangs gewild geraak op Chinese sosiale media platforms en 'n groot debat ontketen. Die behandeling wat op tradisionele Chinese geneeskunde gegrond is glo 'n vorm van Vitamiin B12 wat glo melaninsintese stimuleer. Nou die aktrise Jo Tong het die neiging begin toe sy in Junie onthul het dat sy weeklikse inspuitings ontvang om haar natuurlike haarkleur te herstel. Sy het gesê sy het ligte pyn ervaar en nog geen resultate na 'n maand gesien nie, na 'n hele maand, maar dat dokters aanbeveel het om vir 6 maande daarmee aan te hou. Gesondheidskenners waarsku egter dat daar geen wetenskaplike bewyse is dat die inspuitings werk nie. Dermatoloë sê Vitamiin B12 kan wel senuwees en bloedsomloop ondersteun, maar dit sal waarskynlik geen effek op grys hare hê nie, tensy daar 'n tekort aan B12 is. Nou, belangstelling in die behandeling neem egter ten spyte van hierdie onsekerheid toe in die land. Dit word deur sosiale media en nuuskierigheid oor hierdie moderne weergawe van 'n ou geneesmetode aangehits. En hier is my vraag, sou jy so iets probeer? Ek dink nie so nie. Grys haar inspuitings. Nee, ek embrace dit nogal. Ek moet Ja. sê. En ek moet sê party ouens en dames doen dit ook nogal en lyk actually baie goed met hulle grys hare. Ja. Maar ek wil net weet, hoekom kry jy Jotong, of wat sien dames se naam? Jotong, ja. En jy los vir my met Ketanji Brown, Jackson, Fab Morgan. Ja. As het jy jou hou in vir my vanmôre. Baie nee. dankie. Jy het die teks vir ons versorg, het jy nie? Nee, ek het hom nie geskryf nie. Ek het hom wel nie geskryf. Okay, maar baie dankie. Nee, ek sal nie. Sal jy dit doen? Nee. Ek dink ook ek jy dink embrace ook. dit, nee. Bietjie kleur hier en Absoluut. daar, maar ek sal nie al daai behandeling gaan nie. Nee. Nou, mens sal maar net moet wag en sien of 'n mens wel goed lyk met grys hare al dan nie. Ja. Maar soos jy gesê het, die wysheid. So jy kan bly net waar jy is, want net hierna gesels ons verder en gaan Pieter ons definitief verder vermaak. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit my lyk vellies, beter. ek wil dans op 'n Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het.
van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power. Voltex, your electrical connection. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Goeiemôre, good morning. Daar's natuurlik nog baie om na uit te sien saam met ons vanmôre. Ons gesels onder andere ballet, trampolien, spring, aftreebeplanning en natuurlik kyk ons uit vir die heerlike musiek, maar vir eers gaan ons voort met ons oggendpraatjies. Nou ja, as jy gedink het diamante is skaars, wag tot jy hoor wat in die see aangaan, want ons gaan nou so 'n bietjie oor perlemoen gesels. Jette, okay, vertel. Goed, so die polisie in die Wes-Kaap het nog 'n groot deurbraak gemaak toe hulle 6400 eenhede perlemoen ter waarde van sowat 3,52 miljoen rand in Primrose Park ontdek het. Twee buitelanders is in hegtenis geneem en sal nou in die Athlone Landdroshof verskyn. Die deurbraak vorm deel van operasie Lockdown 3, wat daarop gemik is om groot stropery-netwerke in die Wes-Kaap te ontbloot. Dit volg op 'n beslaglegging in September, toe die polisie in Rossendale 'n vragmotor met meer as 13,000 eenhede perlemoen ter waarde van 3,3 miljoen rand onderskep het. Nou, te midde van toenemende kommer oor onwettige oeste, het die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Dion George, 'n beroep gedoen vir 'n wetenskaplike en verantwoordelike benadering om die sektor te herstel. Hy het Vrydag sowat 150 appelle van vissers afgehandel, wat vrystellings ingevolge die wet op lewende marine aangevra het en gesê dat die proses noodsaaklik is vir billikheid, volhoubaarheid en aanspreeklikheid. Baie aansoeke is afgekeur nadat 'n streng verifikasieproses oortredings van vorige permitvoorwaardes aan die lig gebring het. Nou, sedert perlemoenregte in 2014 na die staat teruggekeer het die regering jaarlikse vrystellings toegestaan om 'n volledige stilstand in die visserysektor te voorkom. Georganiseerde misdaadnetwerke het egter toegeneem wat perlemoen in 'n winsgewende kommoditeit in die onwettige wildhandel verander het. George het sy departement opdrag gegee om die bestuursraamwerk van die sektor te hersien met die doel om onder meer regulasies te versterk. Ek het uitgereik na die minister om te hoor of hy nie bereidwillig is om vanoggend te gesels nie, maar hy is tans by die COP-beraad en hulle is so 'n paar ure agter ons, maar nietemin. Ek dink dit is goed om te hoor dat daar weer 'n deurbraak was. Jy weet, dis altyd positiewe nuus, maar dit laat mense net weer eens besef dat dit steeds 'n baie groot probleem is. Perlemoen, is dit net maar soos die diamant van die see as ware, omdat jy die diamante bymekaar gebring het, want weet, ek het al so baie gehoor van perlemoen en is dit 'n absolute delikatessen of hoekom is dit so hoog? Dit word so gesien, en dit is gewoonlik baie duur en ek weet daar is ook verskillende soorte en kleure.
My vraag was juis of jy al ooit perlemoen geëet het. Nee, ek dink nie, ek het nie. Ja, ek ook nie. Jy's omdat dit so skaars is en goeders. Ek weet daar is maar van die ooms en die tantes wat aan die Weskus bly wat onder jy weet, maar dit was waarmee hulle groot geword het en so wat ook al gesê het, nee, maar ons kan dit vir jou kry. Maar ek dink die probleem het ook gekom. Mense was gewoond daaraan of het groot geworde man en die gewone vissers het net genoeg daarvan nodig gehad. Ja. Waar hierdie misdaad ouens kom en hulle soek te veel daarvan. Ja. En dit is dan hoekom hulle bedreig word ook in die waar nie, perlemoen. Is nie 'n bedreigde spesies nie. Ja, dit is en ek dink op die einde van die dag, jy weet wanneer 'n mens na so 'n storie kyk, is altyd vir my interessant om te weet hoe word so iets gereguleer. Maar daarom is dit vir my goeie nuus om te sien dat die Weskaap en die polisie daar so suksesvol is, jy weet, met die hantering van so 'n probleem. En ek hoop die ouens is regtig daar om vas te vat en voet neer te sit en nie weer sag te raak en dan deel te word van die misdaad nie. Jy weet van daai onder deur die tafel onderhandelinge goeters, but what's in it for me? Want dit gebeur ook. Ek meen dis die tendens, nie net in Suid-Afrika nie, maar oral in die wêreld, jy weet. En ek dink 'n mens onderskat hoe gevaarlik dit is. Ek onthou ek het so 'n hele paar jaar terug het ek na 'n onderhoud gekyk waar daar gevoer is met iemand wat betrokke was by so 'n syndikaat. Ja. En daai persoon, jy kon glad nie sien wie dit was nie, want hulle moes hulle identiteit wegsteek of verbloem. So hulle moes alles vermom. Die persoon het ook met 'n bril gesit op kamera ensovoorts. So ek dink dit is werklik ja, dit is Maar wat is die getalle wat jy daar genoem het? Dis is tonne, nê, of ja, ons kan vinnig weer daarna kyk. So die jongste deurbraak, hulle het 6400 eenhede per lemoen ter waarde van so wat 3,52 miljoen rand. Jy sien dit gee vir jou 'n idee. Dit gee vir jou 'n idee. 'n Mens kan dit maar vergelyk met diamante, nê. En beteken dit word uitgevoer oor see of weggevat of is daar plaaslike mark daarvoor? Ek dink daar is 'n plaaslike mark ook daarvoor, maar jy weet dit laat my so dink aan die dokumentêr ook wat op Netflix is. Rakende die seelewe en alles wat daar in die gang is. Ek was geskok geweest toe ek daarna gekyk het destyds ook. Want ek meen op die einde van die dag kan 'n mens nie glo dat mense van ander lande hier in ons waters dan nou besig is en besig is om die seelewe ook uit te rooi in daai opsig nie. Dis baie hartseer. Ja, ek meen nou vat nou die perlemoen, maar as jy ook hoor van die groot vis-trawlers soos wat hulle dit noem met hierdie reuse nette en hoe hulle die vis skep. Ek weet is dit ook iewers in China of oorsee, een van daai oosterse lande of iets wat hulle mos die dolfyne so jag in een van daai baie wat die ouens ook nogal baie teen dit opstaan. Ja, en die ander ding is ek weet ook dat die dolfyne partykeer aan die kortste end trek na aanleiding van die mark wat daar bestaan vir tuna. Ek dink dit is juist iets wat in daai dokumentêr aan die lig gekom het. So dan wil ek byvoeg en sê ek is dankbaar dat ons minister ook, jy weet, dit wat hy sê, wel sê en dat daar streng optrede is, veral wanneer 'n mens kyk na permitte en dies meer. Ou aanklop aan daai deur want dit sal 'n baie insiggewende geselsie wees om regtig 'n bietjie ook te kan hoor wat hulle perspektief en hulle planne en ook maar seker die struikelblokke waarmee hulle sit. Absoluut. Ek dink ons kan dit doen, miskien na hierdie beraad ook. Baie belangrike beraad. Maar perlemoen, ek gaan 2 keer dink as ek dit ooit kan proe want ek meen daar is al so stigma oor dit in die sin van misdaad. Ja. Aan al die dansers, julle kan julle ore spits want net hierna gesels ons oor die American Academy of Ballet Performance Awards competition. Bly net waar jy is. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Today, one of South Africa's most respected ballet figures and now part of the American Academy of Ballet team, Ian McDonald, is here to talk about the upcoming AAB Performance Awards competition, a special opportunity for young dancers to showcase their talent and take their training to an international stage. Thank you so much for joining us this morning. Thank you for having me. Now, Ian, for those who might not be familiar, what exactly is the American Academy of Ballet? So the American Academy of Ballet, or the AAB, is a non-for-profit organization based in New York. Their mission is to provide students with an environment where they can improve their technique, because most kids are growing and evolving as a dancer, and they need to be told or helped how to get their technique improved, but more importantly, how to express yourself as a dancer. So the creative performance element is very important. So their mission is to provide that platform where they can provide them with those tools. It is based in New York. They host the largest summer school, and it's at Purchase College. It's an amazing facility with these beautiful studios, pianists in each of the studios, which is incredible because as South Africans, unfortunately, in our studios, we don't actually have the opportunity for pianists. So we're all using recorded music. So to come in and have an accompanied class with a pianist teaches them also how to listen to the music, how to be disciplined when something's going to go faster or slower. So that's a great attribute that they're learning while they're over there. But the summer school itself is one of the largest in America, and it's been going for a number of years now, and it's an amazing organization encouraging kids to pursue their career as a dancer. Wow. Now, the Performance Awards are such a unique concept. Can you tell us a bit more in terms of what that's all about? Okay. So the Performance Awards it consists of 115 choreographed dancers over 12 levels, and each of the levels starting at level 1, which is the youngest, going up to the oldest, which is the pre-professional level. They have various choreographic works, which was choreographed by Mignon Furman, who's the founder of the American Academy of Ballet. And she had an amazing ability to choreograph these beautiful works for young students. And all of them are age appropriate. So our younger students will be doing steps and the choreographic contact that is age appropriate. And by the time you get to the top level 12, you should be at a level where you could actually be auditioning to get into a professional company. And the works that they've choreographed help you to train technically to achieve that. So what would you say is the main goal of the Performance Awards? I think to provide students with a safe environment, because becoming a professional dancer or training to become a dancer can be very intimidating and can be quite daunting and scaring. What I love about the Performance Awards, and this is just me personally, is that it gives each of the students an opportunity to get on the stage on their own. When you're training and you're in a production, you're generally in a group, and you never get to be, unless you're the top student in that studio, you're never on your own in front of the audience. You're always maybe at the back in the group. And this provides those students with an opportunity to get out and explore their talent because they're out there on their own. Now, it sounds scary because it is in front of an audience, but for some students, they just want that opportunity to be able to prove to the teacher, to whoever's training them, that they have the ability to get out there and perform. So the Performance Awards allows them to go and
perform these choreographic works in front of an audience on their own. And then they are judged. There's a judge that will come out and judge the students, and they're awarded a medal system, bronze, silver, or gold. They're given a certificate. And then ultimately, those that have achieved a gold or a very high silver will be awarded scholarships to attend the summer school in America. Now, very important, before the main event, there are auditions happening in Cape Town, Pretoria, Johannesburg, and Durban. Yeah, so this is where we're wanting to provide South African students an opportunity to come to these auditions. I've actually taken some of the auditions already, the classes, and it's just coming in and doing a basic, we go to the bar so we can see what your technical ability is like at the bar, and then we come into the center where we'll do steps that you're going to be doing in the summer or as part of the performance awards. So we start with some jumps, some turns, but most importantly, I'll choreograph something where they have an ability to interpret it and express their own artistic views in a little number, which I think is so important. You know, allowing, it's not always about technique. It's also about how you interpret the music, how you interpret the steps that make it so important. So there are these auditions, and that's what's going to happen. You're going to come in, and then we will then assess you, and then scholarships are awarded to come to the summer. I wanted to ask you, what is the grand prize? So we have a competition for the Performance Awards, which is taking place now. Yes. And these are students that are going to come together that are affiliated with the Performance Awards, and they are going to be performing the variations within those different levels. And then we're going to assess who is the best out of all of these students that are in South Africa, which I think it hasn't been done before. So I'm very excited about it. And what I love is that they are going to be awarded prizes. There is a junior section and a senior section, and the prizes are, each of the junior and senior is valued to about 85,000. Wow. And these students are then going to be given an opportunity to go over to America and work in the summer school. The summer school is where there are teachers from around the world. It's an international program, and I love it because I, as a teacher, also grow because I'll get an opportunity to go and watch other teachers teach. So then, I like that, or I've never thought of it like that. So I'm growing as well. But these students get to work with, there's an amazing teacher that comes out from the Paris Opera, and he's worked with Baryshnikov and these top icons in the ballet world. And he's brought to the summer school to come and work with these students. Very French, very strict, very disciplined, but an amazing time for these students. And then there's other teachers that are at the top schools in Europe. There's teachers from the New York City Ballet that come. So these are well experienced, educated people that are going to be coming and sharing their knowledge and experience with these students, which is amazing. I know, and it sounds like a phenomenal opportunity and platform. Yeah. Where can people find more information or register? So it's very easy. Just go on and look up American Academy of Ballet, and it'll pop up. The aabsummer.com is another website that you can go to that will give you more information about the summer program. Or I could give you my personal email address, and then any teacher that's interested in implementing the Performance Awards into their studios, or you're wanting more information about the summer school in America, you can contact me. Now, it's going to sound very confusing when I say my name in the email. Our time is up, but we will put it on social media. Beautiful. Good. Thank you so much. Bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir jou geldsaake. Sukkel jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim.
Sleepover, jou tuiste langs die pad. AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Ons almal moet eendag aftree, maar nie almal is finansiëel voorberei daarvoor nie. Elizay Kutse van Everest Advisory Services is hier om ons te vertel hoe ons beter kan beplan vir aftrede. Elizay, welkom terug. Lekker om weer te wees. Ek wil graag met so 'n bietjie statistiek begin, want ek sien statistiek toon dat slegs 6% van Suid-Afrikaners gereed is om af te tree, terwyl slegs 1 uit 10 Suid-Afrikaners gemaklik kan aftree. So, hoe raak dit die gewone werkende mens? Ja, op die einde van die dag sien ons meer ouer mense in die werksplek wat ek sou nou sê ouer as 70, want baie mense dink 70 is ook 'n okay tyd om af te tree, en as jy enigiets ouer as dit is in jy werk, dan sit of bietjie jy weet, ek kan nie glo jy is nog hier nie. Ja. So dit sien jy nogals baie in die werksplek, en onder andere dan nou in plaas van dit ook, dan sien jy nou weer mense wat jy weet baie afskaal, jy sien dit gaan swaar, hulle verkoop baie van hulle bates indien enige, en net om op te maak vir daai bietjie, jy weet, ekstra beleggings wat hulle kan byvoeg waar hulle nou inkomste van kan verdien. Op die einde van die dag gaan dit alsoor beplanning, so daar's dalk nie noodwendig 'n goeie doelwit geskep nie, of daar's dalk finansiële ontwrigting wat plaasgevind het, en dit is hoekom jy dalk nie okay kan aftree nie. So alles gaan nie noodwendig net oor 'n doelwit wat jy nie gemaak het nie, maar dalk iets het gebeur in jou lewe, en dit is ongelukkig nou maar die waarheid. Ja. So hoe kan iets eenvoudig soos 'n aftreeplan of 'n kontrolelys mense help om beter besluite te neem? Ja, kyk, as jy byvoorbeeld nou maar ry ergens heen en jy het nooit regtig 'n bestemming nie, jy weet, jy gaan dalk ergens vashak waar jy nie moet vashak nie. Ja. So dit is maar die kort en die lank daarvan. So, jy weet, dit is beter om vir jouself 'n doelwit te skep. Vat jou huidige salaris, laat 'n finansiële beplanner vir jou 'n plannetjie saamstel om seker te maak, weet jy wat, hierdie is die opsies wat ek het om by my doelwit uit te kom. Hoe lank gaan dit neem om by my doelwit uit te kom? Dit maak jou 'n bietjie meer van 'n ingeligte belegger op die einde van die dag. En natuurlik, daar's belastingimplikasies wat jy dalk op uitmis, en jy weet, daar's 'n hele ander wêreld wat jy dalk nie eers van weet nie. So kry advies en word 'n ingeligte belegger op die einde van die dag om seker te maak jy kom by jou doelwit uit, sodat jy nie hoef te werk tot jy 80 is nie. Kan jy dalk miskien met ons 'n praktiese voorbeeld deel, wanneer ek byvoorbeeld met, kom ons sê, 10 miljoen rand, of nee, kom ons sê 5 miljoen rand liewer, oor 10 jaar wil aftree? Ja, so daar kan ons byvoorbeeld sien, as jy nou wat hulle noem 'n time value money sommetjie doen, dit is eenvoudige wiskunde. So as jy veronderstel 'n algemene opbrengs van 8% per jaar kan verdien, per jaar nou vir die volgende 10 jaar, en jou premie kan byvoorbeeld ook styg met 'n 10% per jaar, dan kan jy begin met so R17,000 per maand. En wanneer dan jy nou jaar op jaar 'n 8% verdien, gaan jy by 5 miljoen uitkom. So as ons nou jaarliks jou portefeulje hersien, en ons sien, okay, die eerste jaar het jy sê maar 16% verdien, dan is die drukking soveel minder om dan nou die premie te handhaaf. Ja, jy moet nog steeds jou premie handhaaf, en hy gaan moet opgaan, maar die drukking is dan bietjie minder op die opbrengs wat daai 8% moet presteer, en volgende jaar is hy bietjie meer lenient, maar tog bereik jy tog maar jou doelwit. So ons bereken altyd wat hulle noem worst case scenario. 'n 8% is dalk bietjie meer na best case, maar jy weet, in vandag se markte kan jy sien, daar's van die fondse wat oor die 20% presteer,
dis 'n jy weet 'n algemene gebalanseerde fonds. Ja, ons is nou in 'n bullmark, maar jy weet dit gee 'n bietjie meer jy weet kalmte in die see vir volgende jaar of 'n jaar daarna. Maar op die einde van die dag moet dit nie jou wegskram van jou doelwit af nie. En is daar 'n wenk rakende spaar vir aftrede waarvan ons moet weet, byvoorbeeld wanneer dit kom by iets soos belastingvoordele? Ja, natuurlik. So die een van die wonders van die wêreld is artikel 11F wat ek ook al genoem het. So as jy nou byvoorbeeld sê maar net veronderstel jy betaal 45% inkomstebelasting, jy is nou in die hoogste skaal en jy weet jy wil nou 'n bietjie minder belasting betaal of op 'n manier jou belegging so struktureer dat jy belastingvoordeel kan trek. So as jy veronderstel R350,000 in 'n anniteit kan belê, kan jy tot en met R157,000 terugverdien van SARS af. Dis nou inkomstebelasting wat jy op daai 350 betaal het. Daai kan jy nou weer herbelê of jy kan dit spandeer soos hoe jy ook al wil. So hoekom nou nie minder belasting betaal of hoekom nou nie van daai artikel 11F gebruik maak nie? Ja, en dan wil ek ook vra, wat is die een vraag wat elke kyker wat vandag ingeskakel is vir hulle self moet vra? Wel, op die einde van die dag, daar is finfluencers soos wat ons al teëgekom het, wat nie noodwendig die kennis het nie, wat voorgee byvoorbeeld, hierdie is 'n goeie beleggingsproduk, jy weet hulle het goed gedoen, hulle het goed prestasie gekry, en as hulle nie noodwendig die kennis ten opsigte van jou portefeulje, jou belastingimplikasies, jou boedelbeplanning, op die einde van die dag, as jy 'n belegging nader, moet jy verstaan wat jy jouself voor inlaat, wat is die termynverbonde, wat is die belastingimplikasies, soos hoe gaan jy uit dit uitstap op die einde van die dag? Dit is soos dobbel, jy weet min of meer, jy weet dit wat jy nou insit, gaan jy dalk alles verloor, of gaan jy bietjie meer konservatief, gaan ek bietjie meer van 'n 50-50 kans vat, of hoe gaan ek dit struktureer dat ek definitief 'n opbrengs kry uit hierdie ding uit. So as ons met influencers, jy weet, daai tipe aanraking kan kom, praat eerder met 'n CFP of 'n finansiële beplanner wat geregistreer is en opgelei is om vir jou kundige advies te gee en wat op rekord is. So daar kan jy iemand verantwoordelik hou vir advies. En as daar enigiets skeefloop, kan jy daarna toe terugval. So wat sê jy is die grootste fout wat mense maak wanneer dit kom by hulle finansiële beplanning? Jy weet die eintlike ding is natuurlik tyd. So almal dink jy kan wel dit is al bewys jy kan nie tyd koop nie. So dis nou een ding. So vandag is die tyd. Asseblief begin belê vandag. Ja. En jy het ook 'n gratis gids oor aftreebeplanning beskikbaar. So vertel ons net gou vinnig meer daaroor ook. Ja, so dit is eenvoudige wiskundige, soos wat ek nou maar genoem het ook, 'n gids wat vir jou uitwerk wat jou doelwit behoort te wees. Jy gaan dalk 'n hartaanval kry as jy sien wat jou doelwit moet wees, as jy huidige salaris moet opblaas teen die ouderdom van 65 of wanneer jy ook al wil beplan om af te tree. So en dan bereken dit vir jou hoeveel jy moet spaar op 'n maandelikse basis of 'n jaarlikse basis afhangend van jou behoeftes. En dan werk dit ook jou wat hulle noem provisions in, as jy al reeds 'n portefeulje het, hoeveel moet jy ekstra spaar, hoeveel is daai waar, hoeveel sal daai beleggingswaarde wees op die ouderdom van 65. So dis nogal 'n oulike ding om in ag te neem. So en jy kan met hom speel. Ek gee hom vir jou, dis gratis, of jy kan vir my sê Elisay, weet jy wat, ek wil nie hierdie doen nie, doen jy dit vir my? Hier is my scenario en werk dit gou vir my uit. En sê gou vir ons, waar kan ons meer inligting in die hande kry of kontak maak? Ja, gaan besoek gerus ons webtuiste op everestadvisory.co.za en maak asseblief kontak met ons. Ons is gretig om jou te help. Nou Elisay, dalk moet ek ook sommer 'n persoonlike afspraak maak vir daai gratis gids. Baie dankie dat jy ons vanoggend meer kom vertel het en weer by ons kom kuier het. Daar's lekker dag. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou dat al hierdie gesprekke ook beskikbaar is op ons YouTube kanaal. So al wat jy hoef te doen is om die YouTube kanaal te besoek om weer na hierdie insiggewende gesprekke te gaan kyk en te luister. Daar is nog baie wat voorlê. Onthou Franja Du Plessis kuier ook later hier by ons in die ateljee, maar vir nou kan jy ingeskakel bly want ons is net hierna weer terug. Erin rasar, as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Gertz en dis tyd vir sport. Vandag fokus ons op die Tuks Junior trampolienspan wat tans Suid-Afrika verteenwoordig by die wêreldkampioenskappe in Spanje. By my is Tiaan van der Walt om meer te vertel oor die span se prestasies en ervarings tot dusver. Tiaan, hartlike goeiemôre. Dankie vir jou tyd, maat, waardeer dit. Jy het vir ons 'n lang lys gestuur van alles waarmee jy betrokke is sedert 1991 wat trampolien aanbetref. Maar wat het jou eers getrek na die sport? Was jy self 'n trampolien iemand wat trampolien gespring het? Ek het self trampolien gespring. Wat my getrek het is eintlik omdat ek weggestoot was. My sussie was deel van die ou Springbokspan vir artistiese gimnastiek. En my ma het gehelp met die afrigting en as die jongste moes ek myself besig gehou het. So ek het op die trampolien opgeëindig omdat ek weggejaag is van die meisies af. So dis maar waar dit begin het. En toe het ek 'n liefde vir die sport ontwikkel. En dit het heel duidelik baie goed uitgewerk, nie waar nie? Ek moet sê, dit was nog 'n sneeubal effek geweest. So hoe ek presies hier geëindig het, weet ek nie. Ek is dieselfde, hoor. Net om jou te laat beter voel. Dis nie 'n massiewe sport nie, maar dis 'n Olimpiese sport. Hoekom word dit afgeskeep in Suid-Afrika, dink jy, tot 'n mate toe? Ek dink Suid-Afrika is ons maar kultureel, wat ons kyk na die groot 5 sporte, soos wat hulle sê. En as jy internasionaal kyk, is dit interessant. Daar is baie van die groot borge, wat tradisioneel atletiek en Amerikaanse voetbal en sulke goed borg wat gesê het, jy moet eintlik kyk vir blootstelling na moderne sporte, so sporte wat nie 'n kulturele basis het nie. En ek dink Suid-Afrika ons het net nog nie haar vlak bereik nie. So internasionaal is trampolien eintlik die vinnigst groeiende gimnastieksport. So ons is 'n Olimpiese sport van 2000 af. En Suid-Afrika is snaaks genoeg die tweede land wat trampolienfederasie gevorm het. My wêreld. En die geskiedenis van trampolien is ook interessant, is baie gesonde sport. Ons kry baie verwysings van arbeidsterapeute af wat kinders na ons te verwys met lae spiertonus en konsentrasieprobleme. Dan is die sport ook ontwikkel as 'n mediese
mediese tool. Intervensie, ja. Ja, en kom van die ou vliegtuigskepe af om die vlieëniers fiks te hou en is nog steeds deel van NASA se fiksheidsprogram. Dis ongelooflik, mense besef dit nie altyd alles nie, né? Nee. Vertel vir my van die span in Spanje. Jy het vir my vroeër gesê, ja, daar is nie seniors want COVID het 'n einde daaraan gemaak, maar hoe gaan dit met die juniors in Spanje? Die juniors hulle het gister gearriveer. Dit was 'n bietjie van 'n lang tog gewees. Presies tog. So hulle het eergister gearriveer, gister hulle oefening gehad. Dit het goed gegaan. Ons het 'n verskriklike oulike spannetjie wat gekies is wat ons nou daar verteenwoordig. So die junior wêreldkampioenskappe is in ouderdomsgroepe verdeel. 11, 12 jaar neem teen mekaar deel, 13, 14 jaar, 15, 16 jaar en 17 tot 21. En weens die konsentrasie wat die sport verg en die ure se oefening, is daar 'n besluit geneem deur die internasionale federasie dat om Olimpiese spele te mag deelneem moet jy ouer as 17 wees. Goed. So daar is beperkings op wat jy mag doen. Dis 'n baie veilige sport en beperkings is daar om dit veilig te hou. So ons het vir klein Simo Luate wat 11, 12 jaar is wat deelneem is sy eerste keer. Dan het ons vir Henri Fourie wat absoluut ook 'n fantastiese talent is, almal van hulle is. En sy is nie 13, 14 ouderdom. En dan het ons van Nathan Basson in 15, 16. En Joshua Armstrong kon dit ongelukkig nie maak nie, weens die toerkoste wat te hoog was. Hoe kry mens skiekloutjie by die oor? Het julle heel duidelik borge nodig? Nee, ons het duidelik borge nodig. Dis moeilik. Dis baie duur. Ons almal weet, as jy Suid-Afrika, as jy hier rand vergelyk, die wisselkoers met die res van die wêreld, is dit maar baie moeilik. So, dis duur. En soos enige iets anders, is dit maar opoffering. Ek dink aan in 2000, die Australianer Jai Wallace wat derde gekom het op die eerste Olimpiese spele. Sy pa se busdrywer gewees. En ons het baie daaroor gepraat. Wat hulle ook gepraat het van sy dubbelsessies wat hy moes ingesit het. Dubbelskofte, net om sy kind te kry om eintlik op daai vlak te kan deelneem. Dis 'n lieflike storie. Laastens, jy is besig om 'n sentrum te bou hier redelik naby, 'n satellietsentrum vir tiksport. Vertel vir ons laastens daarvan. Ja, ek het 'n plot hier in Tierpoort en die groot ding is, hulle sê mos maar, een van die belangrike goed om hoë verrigtingsport te doen, is een van die essensiële dinge, is 'n toegewyde oefensentrum. En daar is baie wat by Tuks gebeur. Ek is baie dankbaar vir Tuksport en ek is baie dankbaar vir die geleenthede wat die universiteit en die High Performance Center vir ons gee. Maar die sentrum wat ons hier het, ons trampolien is baie groot apparaat. Jy kyk na 'n trampolien wat 3 meter breed is en 12 meter lank is. Dan het hy veiligheidsmatte om hom nodig. So die logistiek daar agter, net om die apparaat te kan bære, uitslaan en veilig hou, is baie groot. So ja, as alles goed gaan, kort nog so 'n bietjie ondersteuning daar, maar dan kan ons in die ooste 'n sportsentrum vir gimnastiek hê. Uitstekend, Tiaan, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Nou dis ongelukkig al wat ons tyd het wat trampolien aanbetref, maar ons spring nou dadelik in die volgende gesprek in met Pieter. There have been big changes in the local property market, from the rise of the gated estates to the growing demands for lifestyle and eco-friendly living. Paul Tedder, a well-known property developer and builder in the South Coast, is here to tell us what's driving these trends and what buyers should look out for. Paul, good morning and welcome to Goeiemorgen. Good morning. Morning, Peter. Thanks for having me on the show. Listen, so let's start it off with, how would you describe the current property market in the South Coast?
It's exciting. It's a buzz. At the moment, basically, we have more demand than we can meet, so it's fantastic. It's exactly what you want. And listen, why do you think more people are choosing to live there, especially in the South Coast or in the coastal areas? So that's where I want to put almost my travel agent cap on. We've got crystal clear waters, amazing beaches, coastal forests, lush sugarcane fields, amazing golf courses, and really a great community spirit. Is that also one of the reasons that you think the property value has increased? I also think that there's a lot more planning and thought going into the developments here, especially on the eco estates, with the benefit of the coastal forests, the benefit of being right on the beach, the sea views, grasslands, dams. Yeah, I think we're very fortunate in the fact that our building quality is improved and our finishing probably to match anywhere in the world at this point. Listen, and with that in mind as well, sustainability is the big buzzword. What does that mean when it comes to the building of your homes? So that's a good question. I'm going to try and answer it with 2 points. The first point is obviously using locally produced materials and products to lower our carbon footprint. Obviously, again, you want to look at the renewable energy, borehole water, just basically lowering our carbon footprint, I think is what we're looking for. And listen, having a look at where you are currently, I mean, the views are beautiful, majestical. How do you think properties needs changed over the years as well, and especially since COVID? Yeah, that's a good question. I think basically people are looking for a healthier living. They're looking for space. They're looking for, like within gated estates especially, you have gyms, you have walks, you have rides, you've got that much healthier outlook. And yeah, I think open space is light. I think that's what we're looking for, hey? Is there also a trend of people moving from the North Coast to the South Coast? And why would you think that would be? Yes. Funny enough, there is quite a large move. I think the North Coast has been developed for quite a while, so it's becoming quite saturated. Where the South Coast, you get a lot more bang for your buck. So, you're getting amazing sea views and a beautiful estate for substantially less than what you would pay on the North Coast. And with that in mind as well, I mean, the gated communities have become ever so popular. What would the reason for that be? Look, I think security is a big one, especially in South Africa at the moment. It's paramount. But you also have, as I mentioned, shared amenities. So you have your gyms, your paddle courts, your pickle courts, your walks, your rides, your grasslands. On top of which you have a lot more of a community-driven I think like when we were all younger, you used to be able to get on your bike and ride in the streets. You can do that in a gated community. You have less traffic. Yeah. Listen, in short, what would people do what must they keep in mind to invest in property right now? I think sustainability, long-term investment and value. And obviously build quality is very important. But I think live where you want to live. Invest where you know there's going to be a return later on. Baie dankie Paul, thank you for joining us this morning and thank you for the great advice. En ja, eendag as ek groot is, dan sal jy my ook hopelik sien daar met 'n prachthuisie iewers in die Suidkus. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel. Net hierna gaan ons bietjie kyk wat ons globetrotting 'n smaakmakers maak. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke.
besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Megan Botma, bekend op sosiale media as The Sapphire in Scotland, toer elke dag Suid-Afrikaanse resepte op vanuit haar kombuis in Edinburgh, van bobotie tot peppermint crisp tart, en terwyl sy praktiese wenke deel, wens ons almal ons kon elke aand so lekker eet soos sy en haar man Sakkie. Megan, groot hartlike goeiemôre, good morning, welkom. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Goeiemôre. Megan, wat het jy laat besluit om jou resepte op sosiale media te deel? Weet jy, dit het eintlik per ongeluk gebeur. Ek het so 'n paar jaar terug 'n videoetjie gepost op TikTok waar ek ons weeklikse kruideniersware gaan koop het. En iemand het toe op hierdie video vir my 'n komment gelos en vir my gevra, kan ek nou asseblief wys wat se aandete ek gaan maak met die kruideniers wat ek gekoop het? En ek maak toe die video van die aandete en ek post dit en dit was so groot hit, dit het net vlam gevat. En van daar af het ek nou maar net aangehou om aandete te post, soet resepies hier en daar, en dit is toe nou ook hoe my Pretend Cooking Show toe nou ook ontstaan het. Watter bestanddeel sukkel jy die meeste om in die hande te kry om jou reg Suid-Afrikaanse disse te maak? Jong, die Suid-Afrikaanse winkels hierso en al die Suid-Afrikaanse produkte wat ons hier online kan koop, sukkel ek nie baie nie, maar ek moet sê dat, jy weet, soos breineiersop en creamstyle sweet corn is die twee goedjies wat ek die meeste sal, jy weet, gebruik, maar al kan ons dit hier kry, is dit baie duur, so ek koop nie gereeld nie, maar daar's nie regtig iets wat ek nie so kan kry wat ek soos by die huis gebruik het nie, want ons is so baie Suid-Afrikaanse winkels nou hierso. So ja, ek kry meeste van die goedjies hierso. Toe jy jou eerste video geplaas het jy gedink hierdie ding gaan so vlam vat dat mense regtig so aanklank gaan vind by dit wat jy doen? Nee, kyk, soos ek gesê vroeër, dit was als per ongeluk. Ek het nie besef of verwag
dat dit so groot gaan opblaas of so groot hit gaan wees nie, maar ek geniet dit verskriklik baie en ek kan sien dat my volgelinge of mense wat my volg dit ook geniet, want jy weet elke week dan word daar vir my gevra asseblief post Pretend Cooking Show, wanneer kom dit uit, wanneer post jy? So nee, ek het glad nie verwag dat dit so groot gaan wees nie, maar ja, ek geniet dit verskriklik baie. Megan, wat sê die skotte van jou kos? Sover het ek nog net goeie terugvoer gekry. Hulle sê altyd my kos is baie geurig en hulle geniet 'n braai hoor. Hulle hou daarvan om saam met ons te kom braai en braaibroodjies en my paptert is altyd 'n groot wenner om die braaivleisvuur. En snaaks genoeg, hulle hou nogals ook baie van boerewors. Hulle dink dit is baie lekker. Die Skotse hou van Suid-Afrikaanse kos. Hou die Suid-Afrikaner van Skotse kos? Hoe sal jy hulle vergelyk? Of is jy nou maar 'n groot haggis aanhanger reeds? Kyk, ek is nie 'n groot haggis liefhebber nie. My man hou van haggis. Ek kan dit eet, maar tot op 'n punt, dan kan ek nie verder nie. Ja, ek is nie 'n groot liefhebber van die tradisionele Skotse kos nie. Ek verkies maar my, jy weet, Suid-Afrikaanse kos en Suid-Afrikaanse resepte. Ek dink is maar net, jy weet, waarna ek gewoond is en ek hou maar van baie speserye en geur en ek voel soms die tradisionele Skotse kos het nie altyd daai lekker geur en woema nie. So ja, Suid-Afrikaanse kos wen 100% in my boeke. Jy het sulke goeie idees bymekaar gemaak en 'n paar resepteboeke. Wanneer is die volgende een op pad? Ek is tans besig met hom. Ek het hom eintlik begin nou in die week. Dit gaan dan my 4de boekie wees. Maar ja, hy sal maar nog so rukkie vat want jy weet ek werk mos nou voltyds ook. So ek het nie so baie tyd beskikbaar nie. So ek sit maar in die aande of vroegoggend. Maar ja, hy's in progress. Ek het hom begin. Maar ja, dit sal maar nog so rukkie vat om hom te finaliseer. Megan, ek wil ook net gevra voor ons afsluit. Julle het so 6,5 jaar terug van Suid-Afrika getrek, Skotland toe. Van waar is julle en wat mis julle die meeste oor die huis? So, ek is van die Kaapse kant af, en my man is van Witbank, so totale opposites, van die land. Ekskuus, ek is al baie Engels, ekskuusie, as ek so die Engels tussendeur insit. So, natuurlik ons mis die lekker warm weer die meeste. Die weer hierso is 'n baie groot challenge vir ons. So dit is die ding wat ons die meeste mis. En natuurlik familie en visvang en net braai in die son en net warm kry. So ja, dit is maar nie altyd so maklik om hier te bly nie. Ek gaan nie jok nie. Ons verlang maar baie terug huis toe. Maar ja, die Suid-Afrikaanse weer is definitief die ding wat ons die meeste verlang en familie en om die braaivleisvuur en by die swembad onder die son. Megan, jy hoef glad nie te worry oor jou Engels en in jou Afrikaans nie. Ons show is dan genaamd Goeiemôre, Good Morning. Dit was regtig wonderlik om jou op die program te hê. En as jy weer kom kuier in Suid-Afrika, soek ons jou hier in die ateljee om vir ons lekker kos te maak. Jy kan vir Megan gaan volg Safa in Scotland op sosiale media. Die smaakmaker Wouter Lombard neem ons reg oor die wêreld met sy avonture. Hy wys nie net vir ons die mooiste plekke nie, maar sorg ook dat ons lag terwyl ons saam met hom reis. So waar is Wouter vandag? Wel, hy is in die Goeiemôre Good Morning ateljee. Baie welkom. Kyk net so, dankie baie. Nou ja, waar's Wouter? Hoe het die idee oorspronklik ontstaan en het jy ooit gedink dat dit so groot sou word? Weet jy, ek dink ek was seker nog altyd 'n inhoudskepper in 'n mate. Op skool het ek kameras gegryp voor selfone en stories begin verpak. En ek dink my passie is natuurlik reis en elke sent gaan daarin. En ek dink ek het aanvanklik net begin om vir my familie en vriende te probeer wys waar is en wat doen ek op 'n snaakse manier, tong in die kies, baie humor. En so het dit organies gegroei, of dit nou plekke is waartoe ek gaan, mense wat ek besoek, die dinge waarop ek betrokke raak, en toe moet ek bieg met die Housewives van die Wynlande in Pretoria. Toe daar nou 'n bietjie van 'n sosiale spotlight geskyn op die inhoud wat snaaks is en bietjie viral gegaan en toe waar's Wouter nou gegroei en bietjie aandag getrek op interessante maniere. Nou sê vir my, ek bedoel jy verwys nou na die feit dat jy so daarvan hou ook om te reis. Jy reis reg oor die wêreld. Watter bestemming het jy die meeste uit jou gemaksone gesleep?
Is daar een? Ja, dis seker interessant om te dink, dit is lekker om oor see te reis, maar seker my grootste ongemaksone was op ons eie vasteland, toe ek bietjie in Afrika gegaan het, Kameroen, Ivoorkus, Ghana, Nigerië, en weet jy, die eerste dag wat ons aanland, toe besef ek, hier werk dinge 'n bietjie anders as wat jy gewoond is aan internasionale groot stede waar dinge dalk op 'n sekere manier werk soos jy verwag, en toe ons in 'n taxi klim en na 'n lekker Franse restaurant moes ry, en ons gou besef, maar hier toe trek iemand, 'n polisiebeampte ons af, ek sê polisiebeampte, want ek is nog steeds nie seker wat dit was nie, en ons af, en ek kon sien daai polisiebeampte en die taxi-bestuurder, hulle werk vir dieselfde maatskappy, want daar word voetjies gedeel, en ons moes voetjies gee, want hulle wou ons paspoorte gevra het, omdat, nee, hulle wou geweet het, waar is ons paspoorte, en as ons nie het, gaan hulle ons na 'n holding area vat. Nou, ek sit er om te dink, wat is 'n holding area? Toe moes ons maar voetjies betaal. Ek los dit daar. Is jy trots daarop? Toe besef ek nie, ons gaan hierdie reis anders moet benader, die oogklappe gaan 'n bietjie oopgaan. Dit was vir oorlewing, En 'n stories om te vertel. Absoluut. Nou, jy was onlangs ook in Italië, wat 'n lieflike plek, maar ons het gehoor dat nadat jy die vorige keer daar was, het jy 'n groot verrassing gekry toe jy by die huis aankom. Waar krap julle my skandes uit? Weet jy? Ek love dit om in 'n kar te klim en te ry en om te ontdek, en dan as jy nou met jou kar ry, dan sit jy in jou GPS en ek wou die Leaning Tower of Pisa gaan kyk. Nou, Italië met sy wonderlike stede het zones waar geen verkeer mag kom nie. En 'n GPS vat jou soms die kortste roete. En daar vat daai GPS deur hulle noem dit 'n non-traffic zone. Weet jy, en as jy eers in is, kan jy nie uit nie. So jy moet hier deur die steegies, dat jy later ry lank tussen die restaurante en die tafeltjies. Die mense waai vir jou, jy's vasgevang. Maar dit kameras wat jou vang. Maar die geneek is, weet jy, meer as 'n jaar later, toe kom die debt-collectors aan my deur klop. Want Wouter se boete het opgehoop van €80 aanvanklik vir hierdie oortreding, na meer as R10,000. Ek skrik my koud, omdat die motormaatskappy my besonderhede verkeerd oorgegee het aan die owerhede. So niemand kon my in 'n jaar opspoor nie. En elke maand wat ek nie betaal het nie, het hierdie boete vergroot. So leer mense jou les. Nou gaan ek met kokkewiet oorry hierdie straat, en as jy daai sign sien, dan weet jy stop, moenie verder ry nie. Dis goed jy waarsku ons. Nou 'n baie belangrike vraag, het jy nou al die subtitle situasie uitgesorteer? Hier's net gou 'n video vir konteks, kom ons kyk. Ek het baie goeie nuus. Ek het uiteindelik 'n app gevind wat outomaties my Afrikaanse video's met Engelse subtitles kan doen. Maar dis nie altyd so akkuraat nie. Kyk hierso. Consuelo het toe nou binne 20 minute my hand vasgehou en so oor my wang gestreel. Sy was seker maar alleen. Consuelo druk by en soen my en ons sê bye. En sy verklaar aan my deur die waiter, ek is die liefde van haar lewe. Consuelo is nou Ek moet lag. AI is baie slim, maar jene, soms versukkel hy met daai Afrikaanse outomatiese vertaling. Ek dink soms word 'n rok as 'n kragwoordjie uitgespreek op daai Wat dink jy is die oplossing daarvoor? Ek gaan maar net met moeite doen en daar alles double check voor ek dit uitstuur in die wêreld. Dis baie snaaks. Wat is die vreemdste plek wat jy al besoek het? Weet jy, en dis die beste plek waar ek nog ooit was, Lapland. Ek het altyd gedink Lapland is soos 'n fantasie, 'n feeverhaal, dis 'n magical plekkie, en dis werklik so mooi soos wat jy kan dink, want dis spierwit, dis ijskoud, dis sneeu, en mens wil nature reis na die warmte, die mooi strande, en daar's ek in 'n wêreld ek ski nie. Dis glad nie my wêreld nie, maar ek het besef in Lapland, weet jy, dat geen mensgemaakte struktuur of ding kan kompeteer met die ongelooflike mooi wat die natuur bied nie. En ek het daar besef, Wouter, kom uit die stede, ry bietjie uit en gaan sien die mooi. Kan jy jou voorstel, iemand kom na Suid-Afrika en hulle sien Kaapstad, Johannesburg. Hulle ry nie die tuinroete nie. Hulle gaan nie na Prins Albert nie. Hulle sien nie die Cederberg. So gaan daar, dit is waar die mense en die kultuur baie meer authentic is, en waar jy die wonderlikste ervarings gaan hê. En ek dink Lapland, omdat dit so totaal anders was, die eerste keer wat ek so winterkoue gaan ervaar het, was magical. Ek wil net teruggaan, die huskies. Kyk, ons wens ons het tyd gehad om te vra waar's Wouter volgende, maar ons hou jou sosiale media platforms dop. Baie dankie dat jy by ons kom kuier. Baie dankie. Nou, onthou hierdie onderhoud sal ook later vandag op ons YouTube kanaal beskikbaar wees, maar bly ingeskakel, ons is nou weer terug.
reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. ACDC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Nou, baie mense weet dit nie, maar in Suid-Afrika het ons myns insiens ook 'n royal family. Die royal family volgens my is die Du Plessis familie en vandag sit ons met the royal princess, niemand anders dan nie as Franja Du Plessis. Hallo. Hartlike goeiemôre Franja. Goeiemôre, dis lekker om so vroeg in die oggend hier by jou. Dit is, ek wil net weet wat is die geheim, want jy sprankel of dit nou vroeg in die oggend, in die middel van die dag of laat in die aand na 'n show is, jy's altyd aan die sprankel. Ek weet nie wat is die geheim nie, maar dankie. Daar is iets in die water. Ja, hopelik. Soos die Campbells gesing het op 'n stadium. Dit gaan goed met jou, lekker bedrywig. As dit nie op die verhoog is nie, is dit ook bietjie agter die skerms in die studio. Ja, dis vir my lekker om besig te kan wees op 'n ander manier ook as met shows en om die land plat te toer. So ek is besig in die studio met vervaardiging, production van liedjies ook. So ja, ek geniet dit baie. Ek vergeet van tyd. Ek het nou net gesê, ek vergeet heeltemal van tyd as ek daar sit. So ja, ek hou maar myself besig daar. Ek het eendag 'n dokumentêr gekyk van Michael Jackson ook en hy het partykeer tot 3 of 4 dae. Ja. Wat hy letterlik nie uitgekom het nie, wat hy so gefokus was op 'n produksie. Maar jy's daarom nou nog nie daar nie. Jy vat hom so uur vir 6 of 7. Ja, ek vat hom so 'n breek so nou en dan, maar ek dink die mense besef altyd hoeveel werk daarin gaan in 'n studio, maar nie net met die vervaardiging. Ek dink met die hele proses om 'n liedjie op die einde van die dag daar buite te sit, daar gaan baie werk in dit in. Hoorie, jy in Rwanda was onlangs in Paraguay as ek reg is? Ja. Jy 'n bietjie daar gaan sing. Ons was, ja. Ons het Suid-Amerika, so hele Suid-Amerika trip gedoen
En ek het nooit gedink in my lewe sal ek in Paraguay gaan sing, Afrikaans gaan sing nie. Maar dit was verskriklik lekker. Dit is lekker om daai deel van die wêreld ook te kon sien. Was dit spesifiek met Suid-Afrikaners wat ook daar so was of hoe dit gebeur? En vir wie julle gaan sing? Daar is 'n paar Afrikaanse gesinne wat soontoe geïmmigreer het en hulle boer met beeste in die area meestal en soja beans of so. Dis maar baie soos wat ons ook mos mag meeste van die boere ook hier of baie van die boere ook hier doen. Ja, maar die populasie is ek dink 60% Duits en 40% Spaans. So die meeste van die mense het Duits en Spaans gepraat. So hulle het nie noodwendig verstaan wat ons sing nie, maar hulle het 'n translator, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, gehad om elke keer vir die mense te sê wat ons sing, maar hulle hou baie van Afrikaanse musiek. Hulle sê die ritme en die melodie is baie, hulle geniet dit baie, ja. So as jy nou gesels het, kyk dames en heren, die volgende liedjie wat ek jou wil sing, wat jy nou ou gehad het, gaan ja. En dan is daar so awkward stilte en dan begin die liedjie. Ja, jy het maar jou geselsies kort gehou, want kyk, ek dink ek sal heeltemal, ek weet nie wat sal gebeur nie, want ek praat ons maar baie ook op my shows. So daai arme man so sy vingers en arms uit lid uit gepraat het. Ons het so min as moontlik probeer praat, dat hulle minder het om oor te hou by die singery, Hoorie, aanvanklik, ek weet nie of dit 'n storie is wat ek nou al aangeraak het of ietsie, maar ver verwyderd van die musiek af, het jy ook gedink om eerder in pa se voetspore te volg en ook 'n bietjie onderwys te doen, of was dit 'n baie kortstondige gedagte? Dit was 'n baie kortstondige gedagte. Ek's baie lief vir kinders, so ek het altyd gedink as ek nie in die musiekbedryf ingaan nie, op hoërskool, dit was nou baie vroeg in my lewe, sal ek iets wil doen waar ek betrokke is by kinders. So ek is regtig, ek het 'n baie sagte plek vir kinders in my hart en ek dink ek sou goed gewerk het met kinders as 'n onderwyser of diere was die ander ene om 'n veearts of so te word. So as dit nie musiek was nie, was dit iets in daai rigting. Maar ek dink dis hoekom ook jou musiek so lekker aanklank vind by veral die jonger geslag ook. Jy weet met van die liedjies en dinge omdat jy hierdie liefde het, maar vir kinders. Somewhere along the line. Ek is baie bly as hulle aanklank vind by dit. Dis altyd vir my lekker om te sien as iemand hulle self geniet op musiek oor die algemeen. En dan my liedjies, dit is altyd lekker. Dit is vir my so cute. Maar ons hou vir jou dop op die sosiale media platforms en dinge. En ek het nou onlangs hierdie videoetjie gesien. Daar kon jy vol, maar kyk gou hier. Dis nou 'n dag in die studio en jy's maar gewoond aan die musieke wat ons nou mos maar doen en waarvoor ons bekend is en julle bekend is. En dan skielik besluit jy nou sit ek alles neer, nou gaan ek eers 'n bietjie rock and roll. Ja, dis mos so lekker. Ek dink daar's min genres musiek wat so lekker gitaar speel, veral elektries, as hulle daai, hulle noem dit shred. Maar soos daai, maar dit gelyk jy het geniet dit ook. Dit natuurlik gelyk wat al 'n bietjie laterig in die aand was, so ek het hom reg opgesom. Na 'n dag in die studio, goed, nou wil ek net 'n bietjie ontslaa raak van alles. Ja, ek wil nou net myself geniet en net vryheid hê om te kan speel wat ek wil. So sal jy ons ooit bederf met so lekker rock and roll liedjie. Kyk, almal kan nou agter die AI wegkruip en allerlei sulke dinge doen. So daar kan jy net vir jou 'n alter ego kry en dan 'n rock and roll. Ek dink ek moet so iets oorweeg. Ek hou baie van daai genre ook. So dit is definitief iets wat ek in die toekoms sal oorweeg. Net gou by julle gesin, ek meen met 'n gesin soos hierdie wat nie net baie talentvol is nie, is daar ook 'n lekker sportman gees en dinge, 'n competitiveness, is dit nog steeds so? O ja. Ja, ons is nogal kompeterende mense, maar nie ek soveel soos die ander nie. Was jy die referee? Ja, ek probeer altyd vrede maak. Hoorie maar, ons is eintlik hier om te gesels oor jou spiksplinter nuwe enkelsnit. Ooh la la. En net na die advertensiebreek gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Jy gaan nie wil weggaan nie, want ooh la la, hierdie enetjie gaan jy geniet. Net hierna kyk ons verder met Franja Du Plessis. Goeiemôre, good morning, ooh la la.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Hierin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan bitterman, bitterman. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Ooh la la la, la la la, dis 'n lekker enetjie daai. Pragtig, net mooi gesing nie, maar waar het jy geleer om so te hiphop? Ek weet nie, ek het maar myself geleer so in my vrye tyd. Hoorie maar dis 'n baie lekker. Hoe het hy ontstaan? Ek meen obviously die hoekline is vir my so lekker ook. Ag, dankie. Dit is juist presies daar as iemand uitkom en hulle lyk nou mooi en hulle gaan uit in 'n aand en ek dink die reaksie is oelala, kyk hoe mooi lyk jy, soos byvoorbeeld dit of as ek dink mens kan die woorde oelala gebruik vir baie uitdrukkings dat iemand se reaksie soos byvoorbeeld wat jy nou sê oelala. Ja, jy sien oelala, dis die manier jy hom sê. Ek dink in Suid-Afrika die volgende gedagte, bærel maar net daar agter is het jy al gehoor, ons Suid-Afrikaanse mense. Nee, ek weet nie. Hoorie maar uit 'n lekker vakansie vibe ook en tipies wat 'n ou nou kan geniet. Elsa gaan dit ook baie geniet. Ek weet nie of sy die oelala of die weer gaan. Maar lekker vibe ook soos altyd waarvoor ons jou ken en waarvoor ons lief is vir jou, man. Ag, dankie. Ek hoop die mense dans lekker op hom. Hierdie vakansie, Desember vakansie, ek het hom juist uitgebring oor dit lekker Desember vakansie gevoel is en dit is daai tyd van die jaar wat almal vakansie is en net 'n lekker tyd wil hê. Jy hou van die produksie, dis nou behind the scenes in die studio, dan uiteindelik mos maar die liedjie en jou weergawe as kunstenaar, maar jy's net so betrokke ook by die musiekvideo's. Ja, ag ons het hierdie video met Gerda van Kemp geskiet. Is altyd lekker om jou insette te gee.
kreatiewe proses voor die tyd en idees rondom dit vir die persoon te gee wat dit gaan skiet op die einde van die dag. Maar ons is 'n hele span, dit is altyd lekker om saam met 'n span te werk. Dus van my kant af gee ek my idees aan Roan, my broer, is ook baie betrokke by ons musiekvideo's en hy gee ook sy kreatiewe input en dan Gerdoan, hy het 'n manier om dit altyd net so mooi uit te beeld presies wat ons wil wys en wat ons op die einde van die dag die prentjie wat ons in ons kop gehad het. So lekker om saam met hom te werk. Dis wel altyd interessant as ek byvoorbeeld ook na Hollywood kyk, jy weet, Clint Eastwood se seun het ook 'n akteur geword en die en sy dogter het ook 'n aktrise geword. Goed. Met jou ma wat nou maar die bekendheid verwerf het en die aanvoerwerk gedoen het. Is dit ook 'n kwessie van so, jy noem Roan se naam wat betrokke is, jy's betrokke. Het sy die laaste sê, het een van julle die laaste sê om te sê, maar dis 'n nice idee met hierdie song vir jou of Roan vir jou? Ag ek dink ons probeer maar by mekaar uitvind want ek dink ons almal se opinies en sy eerlikheid hoog as ons byvoorbeeld iets uitbring dan vra ons maar vir mekaar. Ja, ek dink dit is mense wat jy vertrou so. Maar my ma het nie noodwendig altyd die laaste sê. Sy het gesê, maar nie die laaste nie. Ja, so ek dink ons en as jy self gemaklik voel met wat jy wil uitsit, ons almal is tog individue op ons eie ook. So ons hardloop dit verby mekaar om die opinies te hoor, maar op die einde van die dag is dit maar wat jy self voel. But the royal family is happy with Oolala en baie dankie dat jy saam met ons kom kuier hier vandag. Mense kan jou dop op die sosiale media's, neem ek aan, platforms en allerlei geite vir die showdatums. Dankie dat jy kom inloer het. Dit was baie lekker. Oolala, dit was 'n lekker oggend. En ons is môreoggend weer saam met jou. Lekker dag. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're gonna be